Thank you so much. There we go. Phumlani, thank you very much. I'm using your first name, not out of disrespect, but because I can really associate with what you've told us and you said, and I hope this is not the last time that this ad hoc committee can make use of your insight. We would love you to take part in our ideas when we go forward, but I appreciate you being here today. Thank you. Vriende, ons begin nou na die einde se kant toe staan. Ek wil weer vra, moenie dat Phumlani wegkom sonder 'n moeilike vraag nie, asseblief. If there's anybody that can confront you with a difficult question, I would appreciate it, Phumlani. I'm just asking them to, for some questions. Ons het nou nog dis nou die einde van die politieke insette, maar ek wil toch vra, ons het hier 'n paar vrae, en die vrae is so oorvleelend, en ek weet dit is nie heeltemal reg nie, maar ek wil toch aan albei die Vryheidsfront Plus, en ook aan die DA, dieselfde vrae vra, maar die antwoorde moet asseblief kort wees, en julle moet nie bang wees om te verskil van mekaar nie. Daarna gaan hy vir ons saamvat. Jan gaan vir ons 'n paar opdragte identifiseer, en dan gaan Benny ook by die afsluiting, ons het hierdie behoefte dat ons praktiese dinge moet doen. Ons het vanoggend gesê, hierdie is nie maar net nog weer warm lig wat ons wil genereer nie. Hierdie moet 'n keerpunt wees. Die vraag wat ek het, Corneille, en vir jou, Willie, daar so is kommer, ons het nou spesifieke vraag gekry, wat sê, ek is 'n 34-jarige wit man met 'n gesin in hierdie land. Moet ek Amerika toe gaan, of moet ek bly? Wat moet 'n ou doen? Yuri het omtrent dieselfde vraag gevra. Yuri van Vieren vra, hoe beskerm ek my mense in hierdie land verder? En dit bring my dan ook by die volgende vraag, wat basies gaan oor al hierdie gerugte van ontwapening, en die nuwe wapenwette en so meer. En dan wil hierdie een sien ek is spesifiek aan jou gerig. Hoe sien jy die politieke klimaat in Suid-Afrika na die 2024 verkiesing? So wil terwyl jy dink aan daai moeilike vraag, gaan ek vir Corneille vra, om miskien net kortliks sy gedagtes oor die ander vraag met ons te deel. Corneille? Baie dankie, ek is gevra om kortliks te wees, ek sal my bes probeer, ek gaan. Kom ek sê oor die eerste vraag, die jong man wat sê hy is 34, moet hy die land verlaat of nie, moet Amerika toe gaan of nie, en ek het dit gebruik as 'n voorbeeld, en ek gaan net daai een punt vir u probeer maak. President Trump het in sy executive order besluit om vlugtelingstatus toe te ken spesifiek vir Afrikaners, hy het dit later uitgedra na minderheidsgroepe toe. En ek het in die FSA dit gesê, en ek het dit daarna ook gesê, en ek sal dit vandag weer hier sê, baie dankie aan president Trump vir die uitreik na die Afrikaners spesifiek, ook wat dit betref, ons neem kennis daarvan en ons is baie dankbaar daarvoor. Maar 50 jaar gelede, 1975, het die regering in Portugal geval en Portugal het sy kolonies verloor, Angola en Mosambiek. En duisende Portugese het gevlug uit Mosambiek en Angola en na Suid-Afrika en Namibië toe gevlieg, Suidwes en vandaar hulle gerepatrieer. Hoekom is dit ter sake? My pa was op daai oomblik die minister van Binnelandse Sake in Suid-Afrika, 50 jaar gelede. Gaan kyk op YouTube, jy sal 'n video kry wat hy praat om daai vlugtelingssituasie te hanteer. So president Trump het gesê, baie dankie vir die aanbod. Ons waardeer dit, maar weet een ding. Ons gaan alles in ons vermoë doen dat ons nooit daarvan hoef gebruik te maak nie. Ons is hier om te bly. Ons is hier om 'n toekoms te skep. Daar's geen rede om Afrikaners of wit mense of ander minderhede hier hoef weg te gaan nie. So vir daai jongman van 34, nee Boeta, die stryd het nou begin. Maar dit is alleen soms daar buitekant. Kom ons vat mekaar se hande, kom ons vat mekaar se arms en kom ons raak sterker hier. Ons toekoms is hier gaan ons 'n toekoms skep. Niemand gaan ons uit hierdie land uitdruk nie. Baie dankie. Corneille, het jy enige kommentaar oor die nuwe wapenwet, as jy miskien nie daaroor kan? Dit is weer gerugte van oorloë en oorloë, nee. Kom ons kyk wat word daarvan.
Maar dit sal nie die eerste keer wees dat daar sprake is dat mense moet ontwapen word of nie. Ons is geduldige, vriendelike mense. Maar wanneer kry jy bekleierery in die kleuterskool, as een kan die ander kind se karretjie vat. Moenie ons karretjies vat nie. Baie dankie. Willie, jy het nog een ekstra vraag vir straf bygekry, nee. Baie dankie. Ek stem 100% met wat Corneille gesê het saam. Ons is hier en ons gaan nêrens heen nie. Op die eerste 2 vrae. Ek wil dit aan die hand van 'n voorbeeld gebruik wat met my gebeur het vroeër hierdie jaar. Ek was in Potchefstroom by 'n boeredag gewees. Toevallig was Corneille se broer Pieter die fasiliteerder daardie dag. En ek en van Agri SA se ouens en Theo die Jager van Saai die manne toegespreek. En vir altyd toe's daar een ouerige oom wat vir ons vra. Hy sê hy was by 'n boeredag in Mpumalanga waar ekonome hulle toegespreek het. En die een ekonoom, hy het gevra, moet ek nou nog vir my 'n spulpunt opsit, moet ek uitbrei? En die een ekonoom het vir hom gesê, glad nie. Jy moenie, jy's op risiko, jy moet dit nie doen nie. En die ander ekonoom het vir hom gesê, jy moet dit doen. Jy moet jou boerdery uitbrei. Toe vra hy my, wat is my opinie daarvan? En ek dink hierdie is die antwoord ook op die 34-jarige en enige iemand anderster wat oor hierdie dinge bekommerd is. Ons is hier om te bly en ons gaan nêrens heen nie. Ons stem daarmee saam. En solank as wat ons hier is, gaan ons nie ophou om te doen wat die Here ons voor hier geplaas het nie. As jy 'n roeping het om te boer, boer. Moenie swik en nie jou boerdery uitbrei nie, want dan laat jy die ANC al halfpad wen. Gaan aan en doen waarvoor jy 'n roeping het. Hy oom het na die tyd na my toe gekom en vir my gesê, jy het my vandag oortuig. Ek het 'n roeping, ek kan nie my talent onder die emmer wegsteek nie. Ek gaan boer, ek en my seuns gaan boer, en hulle nageslagte sal nog suksesvol daar wees, en ek kan vir u waarborg, dat ons alles in ons vermoë sal doen om dit te kan bewerkstellig. So mense moenie ergens erheen gaan nie. Ons gaan hierdie land suksesvol maak. Ek het Februarie, het ek oupa geword. My kleinseun WJ is gebore. Ek dink ek en Corneille en julle, ons in politiek en julle dalk in gemeenskapsorganisasie vlak, doen wat ons doen, want ons wil 'n toekoms vir ons nageslag hier bewerkstellig. En omdat ons dit wil doen, gaan ons nie stop om dit waarin ons goed is uit te leef nie. Met betrekking tot die ontwapeningsaksies, ek stem met Corneille 100% saam, kom ons kyk waartoe dit gaan. Dit moet aan die grondwet gemeet word. Ek het gesprekke gehad met my kollega Ian Cameron, wat nou die voorsitter is van die portefeulje komitee op polisie. Een is 'n wel ons het gesien, so 'n week of wat terug het hy sy wapen by die rand gehad en kon hy dit gebruik toe hy dit nodig gehad het. Een werkklipper daaraan. Ons sal met die Vryheidsfront en ander enersdenkendes rondom dit saamwerk en seker maak dat wat ook al daar gedoen word in terme van ons grondwet gedoen word en dat ons nie ontwapen word nie. Met betrekking tot die vraag, wat sien ek na die verkiesing in 2029? Ons het altyd nog gesien dat plaaslike regeringsverkiesings doen die ANC swak. En elke nasionale verkiesing daarna doen hy nog swakker. Met ander woorde, die tafel vir 2029 word gedek deur dit wat volgende jaar gaan gebeur. Ons 2026 verkiesing. As jy luister na William Gumede, vanoggend Prof Gumede, is oortuig daarvan dat die ANC in 2029 25% gaan hê. Ek stem met hom saam. Ek dink die vrese wat ons het, moet ons baie keer begin positief ook interpreteer. As die ANC 25% het, of 'n 30%, beteken dit hy gaan 10% moet verloor. Mense daar buite het met die regering van nasionale eenheid 'n paar dinge raak gesien. Hy het gesien dat ander partye soos die DA en die Vryheidsfront wat in daardie regering van nasionale eenheid is nie daar net vir wit mense nie. En ons gaan nie apartheid laat terugbring nie. Hulle sien dit deur die werk wat ons ministers wat daar is doen, en as ek sê ons, sluit ek Dr. Groenewald beslis daarby in. Die goeie werk wat ministers wat die politieke wil het om 'n verandering te bring, kan 'n verskil maak. Hierdie hele geveg rondom die BTW, ek kan nie glo die ANC was so onnoosel om daardie geveg aan te vat nie. Dit het hulle ongelooflike skade gebring. 2026 gaan 'n moeilike jaar vir die ANC wees. Ek dink veral in die metro's gaan hulle baie seer kry. Die ANC gaan die bekendmaking van hulle kandidaatelys tot so ver as moontlik uitstel. Want die dag as daardie kandidaatelys bekend gestel word en iemand sien, ek was altyd op nommer 15 argumentsontalwy en ek was seker van my plek, maar nou is ek op nommer 11 op 'n PR-lys, op 'n proporsionele lys. En ek gaan dit 10 keer nie maak nie.
Die mense gaan van daai sinkende skip af weghardloop. Die vraag is waantoe? Ja, daar gaan van hulle na die radikale partye toe gaan. Ek dink daar gaan van hulle ook na ons toe kom. As jy kyk na die meningspeilings, is ek oortuig daarvan dat ons in 2029 'n baie meer gebalanseerde regering van nasionale eenheid kry. Nie 'n 40-22% nie, maar dalk nader aan 'n 30-30% partye wat eners soos ons dink wat saam kan staan. Daar's ook 'n moontlikheid dat die ANC nie meer die grootste party gaan wees nie. En daar word al hoe meer daaroor gepraat. As iemand 5 jaar terug vir jou gesê die ANC gaan onder 50% kry, het jy gelag. Prof Dievenage, die ANC het eintlik 39,8%. Dis eintlik wat hy het. En dit het 'n realiteit geword. So ek dink die toekoms hou vir ons baie in politiek, maar ek stem saam met wat Corneille nou gesê het. Mense, ons moet gaan stem. Ons kan nie bekostig dat ons gemeenskappe het wat nog apaties is nie. Ons het 'n paar jaar terug sou iemand vir my gesê het, man, wat help dit ek gaan stem? Die ANC is net dood eenvoudig te veel. Daai mense het nou gesien, my genade, dit kan werk. Daar's 'n moontlikheid. Ek kan gaan registreer, ek kan gaan stem en dit gaan 'n verskil maak. Ek dink ons moet hierdie opgewondenheid in ons gemeenskappe kweek. Mense moet gaan registreer, mense moet betrokke raak, want dis die enigste verskil hoe ons werklik, die enigste manier hoe ons werklik daardie verskil kan maak is by die stembus om beleid en implementering en al daardie dinge te kan wysig. Ek hoop dit antwoord die dinge. Baie dankie. Wil jy het nou nog 'n laat vraag ook gekom, maar ek dink jy het hom reeds afgeantwoord, daar was een vir Corneille ook. Dit is maar net om in 2 sinne net op te som. Wat is die plan wat jy in jou kop het vorentoe? As 'n mens nie 'n plan het nie, dan raak mense reaktief. Het jy in 2 sinne 'n plan vir 2, 3, 4, 5 jaar? Ek kry baie keer 'n WhatsApp, dan sit 'n een sinnetjie. Dan is die antwoord baie lank, hierdie is presies dieselfde. Jy kan dit nie in 2 sinne opsom nie. Ek dink ons het vandag gepraat oor die planne op die tafel. Die versekering wat ek egter wil gee, kan ek in 2 sinne doen. Ons sal nie ophou nie. Ons is verbind tot hierdie land en sal alles in ons vermoë doen om hierdie land suksesvol te maak. As daai die 2 sinne is waarmee ek dit wat ons doen kan opsom, dan is daar baie agter dit wat ons in staat stel om dit te doen. Berade soos hierdie. Ek gaan hier weggaan en ek gaan terugvoering gee aan my party en sê mense, dit is die insaag wat ons hier gehad het. Kom ons doen nog meer as wat ons kan. Ek wil openbare verteenwoordigers op munisipale vlak in kennis stel hiervan. Ons moet mekaar se hande vat, ons moet mekaar sterk maak. Corneille het dit ook nou gesê. Ons as politieke partye kan dit nie alleen doen nie. Ons is 'n globale gemeenskap van Afrikaners, van minderheidsgroepe, van mense wat met ons eens is oor die belangrikheid van eiendomsreg. Hier's verskeie mense vandag wat hier gepraat het wat nie wit is nie of nie Afrikaans is nie of nie Afrikaner is nie. Ons het nie daardie dinge nodig om gedeelde belange te hê nie. Ons moet hande vat met almal met wie ons gedeelde belange het om dit wat ons werklik glo belangrik is vir ons land vorentoe te kan vat. Dankie. Willie, baie dankie. Corneille, die laaste vraag dan aan jou kant. En ek dink François Prinsloo het dit gevra. Hy wil net weet, jy weet, is die ideologie van die nasionale demokratiese revolusie, is dit regtig net 'n ideologie, of het dit nou 'n handige manier gaan word van selfverryking vir 'n klein klompie mense? Dit is een vraag van François, en dan die ander ene van Jaco Nienaber. Hy wil net weet, jy's in 'n party wat by die RNE miskien 'n minderheidsparty is. Is daar hoop vir die RNE? Kan hulle verandering bring en kan hulle iets positief oor die onteiening bring? Dankie Jaco, ek sal kort wees. Oor die nasionale demokratiese revolusie, aan die einde van die dag bring hy 'n sosialistiese bedeling. In 'n sosialistiese bedeling is daar die haves en die have-nots, maar die haves is die klein elite groepie. Dis waarmee hulle besig is. Dit is professor Gomede se syfers wys dit. 100 mense oor en oor geempower met meer as 1 triljoen rand. Dit is presies waar dit gaan. So ons moet hulle maar ernstig opneem op die nasionale demokratiese revolusie. Dit is die ANC. Die ANC kan nie verander nie. Julle ken die storie van die skilpad en die skorpioen oor die rivier. Die skilpad wat vir die skorpioen het vra vir 'n geleentheid op sy rug. Die skorpioen wil 'n geleentheid hê. Die skilpad sê, "Gaan jou nie op my rug laat ry oor die rivier nie, jy gaan my steek en as ons dood." "Nee, ek sal dit nooit doen nie, gee my 'n geleentheid." In die middel van die rivier angel uitsteek die skilpad. Die skilpad sê, "Nou gaan ons albei doodgaan. Hoekom doen jy dit?" "Want ek is 'n skorpioen."
En ek is bevrees die ANC kan nie ideologies van standpunt verander nie. Oor die regering van nasionale eenheid, jy kan nie deel wees daarvan, net terwille van posisies nie. Jy kan nie deel wees daarvan net om vir die ANC 'n meerderheid te gee nie. As jy nie deel wees kan daarvan omdat jy iets kan bereik, ook vir jou eie gemeenskap, jou eie constituency as ek Engels kan gebruik nie, en as jy nie sinvolle goed daar gaan uitkry nie, dan moet jy jouself die vraag afvra, hoekom is ek nog daar? En dit is, ek word gereeld gekonfronteer by die Vryheidsfront Plus van, hoekom is julle daar? Julle moet pad gee daar. Mens moet om die regte redes, op die regte tyd, daai finale besluite basies neem. Kan die regering van nasionale eenheid gered word? Ek is baie skepties daaroor. Daar's 1 jaar basies verby. Teoreties moet daar 'n volle 4 jaar wees, wat die regering van nasionale eenheid die regte goed kan gedoen het, en Suid-Afrika kon omdraai in die regte rigting. Tans sê ek, daar's 'n leierskapvakuum, die president van die land is of nie lus nie, of nie in staat om dit te doen nie. Kom ek stel dit so, die uitvoerende gesag funksioneer, die kabinet kom by mekaar, en elke minister gaan met sy portefeulje aan ensovoorts, maar dit is een komponent van 'n suksesvolle regering van nasionale eenheid. Die politieke wil is oënskynlik nie daar nie, en as die president moet kom by 'n nasionale dialoog, en vir die gemeenskap moet sê, hoe is dit moontlik dat dit en dit en dit nog als verkeerd is? Wat is die rede daarvoor? Die president, jy behoort te weet, jy is die president. So ek dink regtig dat dit is uit daardie oogpunt uit, ek weet nie hoe suksesvol dit kan wees nie, en dan net 'n laaste gedagte oor die pad vorentoe, oor die hoop, uit die toekoms vir 2 tot 3 jaar, 5 jaar vorentoe. Daar's niks so sterk soos hoop nie. Ons moet vir ons mense gaan hoop gee. Ons mag nie negativiteit en pessimisme uitstraal nie. Daar's positiwiteit, daar's hoop. Ons moet vir ons mense daai boodskap gaan oordra. En ons is in 'n unieke geleentheid. Vir die volgende 3,5 jaar het ons die president en die administrasie, of jy van hom hou of nie, van ekonomies en militêr, die sterkste land in die wêreld wat geïnteresseerd is in wat ons reg kry of nie reg kry nie. Laat ons dit gebruik. Corneille, baie dankie. Baie dankie vir al die vrae. Ons het 'n paar baie mooi vrae gekry. Ek gaan nou daarna agter toe kom, want jy help my sommer op die volgende stapie. Ons het nie regtig tyd om groot spreekbeurte en insette hier te vra nie, maar jy het soveel moeite gedoen om tog hiernatoe te kom, en u insette is so waardevol. As daar miskien 2 of 3 ouens is of dames is, wat net 'n kort inset wil lewer 'n opdrag, liewers as iets anders, want ek dink ons het al hierdie onderwerp van soveel kante af gesien, dat ons eintlik alle kante af ken, maar as u 'n baie sterk inset wil lewer, of 'n opdrag, of 'n versoek, en ek kan dit kort doen, dan gaan ek tog vir so 2 of 3 mense die geleentheid gee, en dan gaan Dave vir ons saamvat, en Jan gaan van die ander opdragte wat uitgekristalliseer het, saamvat, en dan gaan Benny vir ons afsluit. Jy is welkom. Sal jy sommer hier kom staan of dan? Ja. Ekskuus tog, dit is net al die ouens wat op Zoom is, en al die meisies wat op Zoom is, wat jou graag sal wil sien, al lê op die strand, dan sal hulle graag wil sien wie die vraag vra. Baie dankie. Ek wil eers verskoning maak en sê, ek besef ek is buite orde, en ek wil in die tweede asem sê, ek wil iets suggereer, maar nou het jy gevra vir 'n voorstel. Nou, ek sien die saak so, en ek wil net sê, ek dink die inset wat jy gemaak was vir vanoggend was besonders geweest van elkeen van die sprekers, en dit het vir my bepaalde rigting gegee in my denke wat ek al voorheen gehad het, maar nietemin graag sou wou uitspreek hierso. Ek dink Willie het dit verder die ding gestreel, Corneille het gedoen, en dan van die ander sprekers af ook, professor Gumede het begin, en dit is hierdie hele gedagte van die pad vorentoe, en dit is wat ek wil sê. Ek voel so oor die saak. In die breë is daar geweldige dwaling. Mense weet nie waarvoor moet hulle stem regtig nie. Jy kry 'n beleese groep wat werklik weet wat aangaan, verwysingsraamwerk kry. Maar ek wil vermoed dat die grootste lot mense het nie regtig 'n besonderse verwysingsraamwerk nie, buiten 'n bepaalde belangstellingsveld waarvan hulle baie weet. Daai mense moet gelei word. Nou ek dink enige mens, enige instansie het bepaalde rol, funksie, verantwoordelikheid en verantwoording om te vervul en na te kom. Ek dink met hierdie paadjie vorentoe
moet ons aan hierdie goeders gedagte gee om mense te lei. Daai manier sou ek voorstel is binne die konteks van waar ons sit met die nasionale regeringseenheid om die pad vorentoe. Ander instansies om die koppe reg te draai, moet ons gaan vir mense leiding gee. Daai leiding gaan wees dan in terme van waarom oorstem ons saam. Ek dink, ek kan nie mooi onthou nie, maar Willie en Corneille dink ek het spesifiek daarna verwys, is dat ons sekere doelstellings moet bereik. Daai doelstellings se bereiking dink ek moet dalk so plaasvind dat bepaalde groeperinge ensovoorts begin altyd by 'n vertrekpunt. Daai vertrekpunt is nie om te sê ons gaan dinge doen nie en dan probeer jy maar net dinge doen en ek verwys nou na die nasionale dialoog. Almal lyk vir my duik in, ek is nie betrokke daarbey nie, ek weet niks nie, ek is heeltemal op die kantlyn, maar die indruk wat ek kry is, almal duik in en wil ergens heen gaan, maar hulle weet nie hoe nie. My gevoel is daarso, moet 'n mens nie vir al hierdie aksies wat daar is, deur bepaalde groeperinge leiding gee by wyse van, wat is daai doelstelling wat jy wil bereik, wat is jou waardes wat jy wil hê, wat is jou kritiese suksesfaktore, en daai waardes, kritiese suksesfaktore ensovoort, sluit dan in, byvoorbeeld, vrye markbeginsels, demokrasie ensovoorts, en dit word gepropageer as 'n vertrekpunt. Nou kry jy hopelik dan, dat as 'n mens waar enige onderwerp bespreek word, of dit nou nasionale gesondheid is, of eiendomsreg, of die volgende, word daai aspek, of daai saak so gehanteer, en word die ding rigting gegee. Met ander woorde, wat ek dink, Prof. Gumede het dit spesifiek uitgelig, is dat jy nie die verwarring kry van dat mense induik en nou heeltemal in 'n ander rigting gaan, byvoorbeeld wat ons nie wil hê nie, EFF, MK en selfs Floyd Shivambu se beweging nie, maar dat mense is nou alreeds geswaai, hulle koppe is in 'n bepaalde rigting, want almal is moeg en keelvol vir geen dienste in so aan nie. En dan met betrekking tot hierdie verskillende velde, dat hierdie benadering dan help om mense se gedagtes te rig, en dan ten minste met 'n volgende verkiesing kan mense dan weet, ek moet hiervoor stem en nie daarvoor nie ensovoort. Dit is my basiese voorstel as 'n benadering. Baie dankie, groot waardering. Ek is seker Jan het ook kennis geneem daarvan. Is daar enige ander insette? Ek gaan nou na daai kant toe kom. Enige ander insette? Ek vra dit asseblief kort. Johan, weet jy, ek gaan jou kan die woord stel, so jy moet jouself net reg kry, ek gaan jou nie verskoon van hierdie ene nie. Voorsitter, dankie vir die geleentheid. As boer, grondeienaar, wil ek vandag vir die ad hoc komitee sê, baie dankie vir die werk wat julle doen, en vir elke verteenwoordiger binne in hierdie ad hoc. Baie dankie vir toegewyde harde werk. Ons as boere wil boer, ons wil kos op die tafel sit. Maar sonder julle gaan dit bietjie moeilik wees. So ek wil net van ons kant af en van my eie kant af sê, baie dankie vir die werk wat julle doen. Moet nooit moeg word nie. Baie dankie. Henry, baie dankie. Welkom, kan jy vorentoe kom net vir die doeleindes van die Zoom? Ja, daar agter, daar langs, ja. Laat ek net indikasie kry, is daar enigiemand in hierdie kant, daar agter, is daar nog een, en dan slaan ons die bot toe, so dis nog twee, en dan sal ons saamvat. Jan, dis nog nie by die afsluiting nie, hoor, so, ek wil nie net waarsku. Voorsitter, dankie. Ons is 2-3 ouens van die AB hierso, en ek is my portefeulje daar, is 'n bietjie skakeling om die kerke en die groepe op die grond. En ek is opgewonde, ons praat hier oor visionering van leiers wat weer kan droom en mense saamvat. En ek dink die kerk is een van die meganismes wat ons, ek wil sê, kan benut. Want oral is daar kerke, oor kultuurgrense, godsdienstgrense, is daar verskillende denominasies. Grondvlak as hierdie persone begin hande vat,
dan kan ons weer 'n duik in die emmer maak. Ek dink iets wat ons mis in deel van die gesprekke tussen ons en ander organisasies gaan juis oor brûe bou. En as ons weer begin brûe bou, dan gaan dit oor mense wat krities kan kyk na die samelewing, maar ook solidêr kan kom en sê, maar hier's 'n klomp mooi goed, kom ons skep hoop. As ons kyk na die kerke, wat kan ons doen? Ons kan profeties optree. 'n profeet bring hoop. En ek dink dit is waaroor die kerk en hierdie organisasies wat saamwerk se doel moet gaan. Daar's 3 dinge en daarmee sluit ek af. Die eerste een is geloof, hoop en liefde. Die eerste een is geloof. Karel Barth sê geloof beteken om vreemd op te tree. Ons tree op soos ander mense nie verwag ons sal optree nie. Ons bly hier, ons gaan daai duik in die emmer maak. Die tweede ene, wat is hoop beteken ek steek grense oor. Ons moet gedurig aanpas, grense oorsteek en deur ons voorbeeld daardie verskil maak. En dan die laaste een, liefde. Isak de Villiers het gesê, liefde is om kwesbaar te wees. Die oomblik as ek my voet hier ingesit het vanoggend, is ek kwesbaar. As jy by 'n organisasie of by 'n kerk of daar waar jy lewe in veiligheid of onveiligheid elke dag moet uitgaan, is jy kwesbaar. Maar uit hierdie kwesbaarheid kom die omgee, die waardering, die mense saamvat op hierdie pad van loop en te sê, hier gaan ons elkeen ons klein duikie maak, maar saam hierdie groot duik maak in 'n gemeenskap tot eer van die Here. Baie dankie. Dominee Jan, baie dankie. Weet jy het my dus soveel moed gegee, dat jy sê die kerk is so verteenwoordig, elke dorpie, elke gemeenskap het sy kerk. Ek is baie bly om dit te hoor, want daar in die platteland is die kerk besig om uit mekaar uit te val. Die kerk sal met 'n sterk standpunt inneem oor 'n hele paar aspekte, maar ek is so dankbaar vir die toetrede van kerke. Dit is bitter nodig. Advokaat Ben, jy gaan vir ons die laaste inset lewer. Ekskuus Jaap, ek gaan vir jou ook dan kans gee. Advokaat Ben, jy het 'n geleentheid, kan ek hierdie een na jou toe neem daar agter of? Ek is jammer, ons moet dit net hier oor die mikrofoon doen. Vir die kamera sal doeleinde die. Johan, ek het jou been getrek, maar as jy inset wil lewer, is jy welkom, of kan jy net vir my? Nee, dis net dat ek altyd so gehoorsaam is as jy iets sê, Johan, so, jy moet net vir my indikasie gee, maar ek gaan nou net vir advokaat Ben 'n geleentheid gee, en vir Jaap, en dan jy net vir ons die laaste opdrag gee, Johan. Advokaat Ben is altyd lekker om jou te sien. Sal jy vir ons om kort hou asseblief? Ja, my voorreg, ek wil net kom uit, ek is ook lid van die nou tans die grootste landboufederasie in die land, naamlik FEDUSA. Ons is oor die 400,000 mense wat aan FEDUSA behoort. Ons bespreek ook gereeld wat in landbouwêreld aangaan en wat et cetera. Maar oor die onteiening van grond is ons baie bekommerd as daar onteiening wel plaasvind en dan kom nuwe bestuurders op plaas of nuwe eienaars op plase. Wat word van die bestaande diensoorkontrakte wat daar is? Gaan dit behoue bly? Gaan mense uit werk gesit word wat die werkloosheidssyfer in hierdie land kan verhoog en kan geweldige politieke reperkusies ook hê, indien dit sal gebeur. Tweede ding wat baie belangrik is, ons het nou 'n verslag gekry oor wat die stand van onderwys in hierdie land is. Onderwysers wat klaarmaak en skole wat wil gaan skoolhou, is geneig om die landbou, die agricultural veld, ek moet 'n bietjie Engels praat, in te gaan, maar nou is groot probleme wat ons ondervind is die volgende. Hulle is nie seker of plaasskole of ander skole in landelike gebiede sal kan bly voortbestaan nie, vanweë die gebrek eers aan fondse, daar sal nie goeie salarisse betaal word nie, hulle gaan sukkel om 'n huisvesting te kry, en al die fasette rondom arbeid. Nou, dit is 'n groot bron van kommer vir ons. Ons moet aandag gee aan wat gaan gebeur in die onderwyswêreld vorentoe. Gaan skole op die platteland, die landbou platteland,
nog kan bly voortbestaan, soos hulle nou voortbestaan. En ons groot kommer is, die staat het nie die geld om hierdie skole aan die gang te hou nie. Met ander woorde, jy kan nie meer goeie onderwysers kry nie, kinders op plase sal nie meer na skole daar in die omgewing kan gaan nie, want skole sal nie kan funksioneer nie. Dit is vir ons 'n baie groot bron van kommer, ek noem dit maar net hier vir u. Advokaat Ben, baie dankie soos altyd dat jy weer vir ons 'n paar goed ontbloot hier waaraan aandag gegee moet word. Jaap, ek wil graag vir jou vra om vorentoe te kom. Dan sit nou ongelukkig net vir Jaap en vir Johan wat ons tyd het en dan gaan ons samevatting doen en dan die opdragte. Jaap, altyd lekker om jou te sien, baie welkom. Goeiemôre almal. Ek het in die begin van die vergadering hierso vir Andre gesê, ek wil nie hoor van die probleme nie, ons weet almal wat die probleme is. Ek wil hoor wat is oplossings. En die oplossings waarmee ek die afgelope 30 jaar mee besig was, is die bemagtiging van gemeenskappe self. En gelukkig na 30 jaar kan ek sê, ons is vinnig op pad om dit te bereik. Ek kan vir julle noem, dat Reddersburg het 6 jaar gelede besluit, hulle gaan hulle eie dorp bestuur. 6 jaar later is daai dorp skoon, netjies, geen riool nie, probleme nie, strate is geen slaggate daar nie, gras is gesny, randsteen is geverf, die dorp is netjies. Die ironie is, daai dorp sit met, daai gemeenskap sit met R1 miljoen in die bank, en die munisipaliteit is bankrot. Hierdie konsep is besig om uit te brei. Ons op oomblik Roewel, Aliwal Noord, Betuli, Ouweston, De Aar, Laingsburg en Kreeusdorp is almal op pad na hierdie konsep toe. En dit is die enigste manier waar ons 'n permanente oplossing gaan kry. Maar hierdie is die de facto been van selfbeskikking. Dan is daar die de jure been van selfbeskikking, dit is artikel 235. 235 is nog nooit geïmplementeer nie. En oor 'n maand van nou, bring Louis Smuts van Tabok 'n Hooggeregshof aansoek, dat ons die reg op selfbeskikking. En dit is die enigste manier waarop ons in hierdie land vir ons kinders en kleinkinders 'n toekoms gaan hê. En dit kan gedoen word. Dit moet op elke dorp gedoen word. Elke gemeenskap moet leer om vir homself verantwoordelikheid te aanvaar. En moenie vir my sê, dit kan nie gedoen word nie. Dit word reeds gedoen. So daar is geen rede hoekom dit nie landwyd binne die volgende paar maande landwyd uitgebrei kan word nie. Sê vir u dankie. Baie dankie. Die laaste inset wat ons graag as 'n opdrag gaan probeer toepas is een van Johan. Ek weet nie of julle vir Johan Holt ken nie. Hy het die vermoë gehad om selfs 'n helikopter te bou en om in die lug te hou totdat hy getransformeer het dat hy nou weer op die grond is, Johan. Maar dit was maar deel van die transformasie, maar dit is altyd lekker om jou hier so te hê, Johan. 'n Laaste inset van jou sal goed wees. Baie dankie. Ja, as ek na daai ossewaar kyk daar teen daai muur, dan weet ek nie of dit 'n windpomp is en of dit 'n turbine is nie. Maar as dit 'n turbine is, dan het daai ossewaar woema. En ek dink dis wat ons hier gebring het, is dit nie? Vriende, ek het nou nie gedink ek gaan vandag hier enigiets sê nie. Maar ek gaan tog aan jou versoek voldoen, Jaco. En sê dat ek dink dit is belangrik om te sê dat transformasie, die konsep van transformasie, is deur die politiek omtrent heeltemal verkrag. Transformasie in die skepping is normaal. Die rede hoekom ons vandag in fisika hoor dat daar 'n onsekerheidsbeginsel is, wat sê dat jy kan nie posisie
en momentum tegelijkertijd bepaal nie, is oor dat posisie nie bestaan nie. Die basiese eienskap van die skepping is momentum, verandering. Daar is nie so iets soos 'n statiese bestaan nie, nêrens nie. En ons Skepper het dit so bewerk, dis sy ontwerp. Alles beweeg. En die vraag is regtig of jy wil transformeer nie. Die vraag is, hoe wil jy transformeer? En die politiek meng in met die beginsel ter wille van die dien van verskillende belange. Die basiese verandering in die ekonomie, die momentum in die ekonomie, word eintlik beheer deur 'n natuurwet. En daai natuurwet het die Engelse 'n mooi naam voor, the survival of the fittest. En dit is die vrye markbeginsel. En nou kan ons teruggaan in die geskiedenis en ons kan gaan praat van Copernicus en Kepler en Galileo. En die jaar aan Galileo dood is Newton gebore. En dan kan ons gaan kyk na hoe die hele natuurwetenskap ontwikkel het, wat vir ons so baie geleer het van die skepping. Maar in parallel, in die tyd van Galileo, het twee ander Engelse bestaan. Die een was Francis Bacon, en die ander ene was Hobbes. Ek dink sy naam was, wie weet wat sy naam was? Ek kan nie nou dink, Thomas Hobbes, daar is hy. Dankie. En hulle het gesê, maar hoe dis so, as ons al hierdie goed kan leer uit die natuurwetenskappe, wat op daai stadium nog genoem was, the natural philosophy. Daar was nog so 'n naam soos natuurwetenskappe, of wetenskap eers nie. Dan moet ons dit ook van toepassing maak op die ekonomie. Ons moet dit van toepassing maak op die politiek, die verteenwoordiging, en. En hulle het toe gesê, nee, maar kyk, ons moet die politiek deur 'n paar fases van verandering vat. Hulle was verskriklik ongewild daaroor. Hobbes het 200 jaar gevat voor hulle gesê het, hy was die beste filosoof wat Engeland ooit opgelewer het. Maar so 50 jaar later, 1649, toe kap die Engelse hulle koning se kop af. En 130 jaar later toe kap die Franse hulle koning se kop ook af. So hulle gaan toe deur 'n hele proses waarin hulle probeer om in die politieke wetenskappe, wat die ekonomie insluit, te verwetenskaplik. Maar dit beteken groot veranderings, want nou sit daar ouens in die House of Lords ensovoorts met 'n hele klomp met 'n hele klomp plase. Dis die grondbesitters. So as jy nie hulle hoofgrondbesitters se kop afkap nie, dan gaan jy nêrens kom nie. En dis eintlik wat gebeur het. Halfpad deur hierdie tyd bring Newton sy wette uit. En nog 70 jaar later, of 50, 70 jaar later, wie weet presies, skryf Adam Smith The Wealth of Nations. En dit word die fondasie van die vrye markbeginsel. En die vrye markbeginsel word die fondasie van die Britse Ryk. Henry VIII met sy baie vrouens en sy vreeslike mooi rooikop blou-oog dogter vestig die Royal Navy. Hulle word die nuwe ryk. Iemand het so gepraat van die Spaanse, die vergelyking tussen die Spaanse ryk in Suid-Amerika en die Engelse, wel het nou nie die Engelse dink ek genoem in die Noord-Amerika nie, maar dit gaan oor eiendomsreg. Nou die Royal Navy sou niks gewees het as dit nie vir die vrye markbeginsel was nie. Want elke Navy en elke weermag en elke staatsinstrument is afhanklik van 'n gesonde ekonomie.
En die gesonde ekonomie word verseker deur die survival of the fittest. Dit is die vrye mark beginsel. Dis hoe die Engelse ryk ontstaan het. Hy het nie ontstaan met rooi baadjies soos ons gehoor het nie, of 'n Blue Water Navy nie. Hy het ontstaan as gevolg van die vrye mark beginsel. En net soos evolusie en elke natuurlike wet, want dis 'n natuurwet. Dit is juist die ongewildheid gewees van mense soos Bacon wat gesê het, luister, ons moet 'n wet kry wat onafhanklik van die politiek is. Soos wat die fisika onafhanklik is van die politiek. En as jy daarmee gaan inmeng, dan gaan jy dit skade doen. As jy met die vrye mark beginsel inmeng, dan breek jy jou ekonomie af. Want jy breek die beginsel van integriteit, die versekeraar van kwaliteit, van produktiwiteit. Jy breek al daai goed af, deur te sê, hier's nou 'n ander beginsel, wat ek wil bybring, wat nou die minder bevoorregtes, of wat jy ook al wil noem, 'n kans gee in die lewe. Nou ons is nie teen om mense 'n kans te gee in die lewe nie. Maar jy kan nie 'n ekonomie bou op almoses nie. Jy kan 'n ekonomie alleenlik bou op 'n kompeterende, effektiewe, doeltreffende ekonomie. Ons hoor dit by TLSA. Wie sê dit gereeld. Die ekonomiese faktore, ondernemingsleiding, en dis die goed wat 'n ekonomie bou. En wat ons nou vandag sien, is dat verskillende denkskole in die ekonomie, en ons het vanmôre baie daarvan gehoor, wil elkeen die ekonomie so bestuur, en so bestuur, en so bestuur, en so bestuur. En ons moet eintlik hierdie hele debat uit die modder uitkry, en ons moet hom afspuit met 'n baie sterk spuit. En ons moet sê, luister meneer, ons is hierby verby. Dit het ons 400 jaar gevat, om te verstaan, dat die vrye mark beginsel, is die beginsel vir 'n gesonde ekonomie en 'n gesonde staat. En hoe meer jy hom aan ander faktore buite die ekonomie blootstel, en daai faktore toelaat om hom te beskadig, hoe minder van 'n ekonomie gaan jy op jou ou end hê. Is my tyd oor. Baie dankie. Goed gaan met julle. Johan, baie dankie vir jou inset. Jy het vir ons baie ruimte gegee om aan te dink. Duif gaan vir ons saamvat, en dan gaan ons oorgee aan Jan met die opdrag